Goeiemôre, baie welkom by ons erediens. Jy is welkom om saam met ons te reis en saam met ons deel te wees van hierdie ontdekking. Ons is nou in ons, amper wil ek sê, seisoen van dankbaarheid, waar ons werk nou in Oktober maand almal saam so na ons gemeente se dankfees toe, waar ons mekaar sommer net herinner om vanuit dankbaarheid te leef en op dankbaarheid ingestel te wees. En dan sluit ons diens af, of ons maand eintlik sluit ons dan nou af deur die Vrydag aand saam konserte hou en saam te lag en feeste vier. En die Saterdag het ons 'n dankfees hier by die gemeente waar ons saam kuier en saam eet en saam speel. Die kinders, hier gaan 'n lekker pret area vir die kinders wees ook. En die Sondag sluit ons dan hierdie groot danktyd in ons gemeente af deur saam nagmaal te vier. Ons wil julle regtig graag nooi as jy hier kan wees, kom wees saam met ons deel daarvan. Ons fokus is dan nou ook op dankbaarheid en wat die Bybel ons leer oor dankbaar wees. En Dani het laasweek begin met die gedagte, die tema van die geskenk van dankbaarheid. En is eintlik ons uitnodiging om weer opnuut dankbaar te wees. So ons gaan vandag dan nou verder in hierdie reis, in hierdie tema van die geskenk van dankbaarheid. En wanneer ons wotum lees, of wanneer ons saam deel vorm van die wotum, sê ons eintlik vir mekaar, dis ons uitnodiging om onsself in te stel op die erediens. Waar ons mekaar sê dat dit God is, wat elkeen van ons nader bring. In wese kan ons eintlik vir mekaar sê, dis God wat hier met elkeen van ons 'n afspraak het. En ek wil graag vir ons 'n deel van laasweek se erediens as die wotum voorhou. Dani het verwys na die Heidelbergse Katekismes vraag 1 wat vra, wat is my enigste troos in lewe of in sterwe? Die antwoord wat die Heidelbergse Katekismes vir ons gee, sê dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader daar geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dit is hierdie God wat deur sy Gees in elkeen van ons woon en wat ons lei om in dankbaarheid te leef. Dit is hierdie God wat my en jou kom groet. En hy sê genade en vrede vir jou my geliefde. Kom ons neem 'n oomblik en raak bewus van God se teenwoordigheid by ons. Waar jy ook al is, God is daar. So kom ons neem 'n oomblik om stil te raak en bewus te raak van die feit dat God daar teenwoordig is. Ek bid graag lied 556 se woorde. Vervul my hart met dankbaarheid, waar ek nou tot U nader. Verkoop deur U weldadigheid. Kom ek tot U my Vader. Hoe juig my hart 'n danklied uit vir hierdie nuwe hede. My eerste lied is dankbaarheid. U lof my eerste bede. O Skepper van die groot heelal. En deur die Seun, my Vader, ek wil in swakke mensetaal eerbiedig tot U nader. Ek wy aan U die nuwe dag en steun op U genade. En wat daar ook al op my wag, ek loof U goeie dade.
Amen. Ons skriflesing vir vandag kom uit Kolossense 3 vers 12 tot 17 en ek lees graag vir ons uit die 83 vertaling uit. Maar voordat ek dit lees, ek het aan die begin van die jaar, net so voor my kraamverlof, het ek ook uit hierdie teksgedeelte uitgelees. So 'n bietjie voor dit en dan in aansluiting met ons teksgedeelte vir vandag, waar ons mekaar herinner het om 'n nuwe gelowige te wees, om die ou klere uit te trek en die nuwe klere aan te trek. En vandag kom ons eintlik terug na hierdie teks toe, wat ons herinner om die ou klere uit te trek en die nuwe klere aan te trek, maar ook om dan verder in ons dankseisoen te leef en te wandel. So kom ons lees dit saam en hoor opnuut wat God vandag ook vir ons wil sê. Kolossense 3 vers 12 tot 17. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit in die naam van die Here Jesus en dank God, die Vader, deur hom. Tot sover lees ons. Dankie. Dankie. Dis woorde wat ek die afgelope tyd van die begin van die jaar af tot nou toe op 'n daaglikse basis herhaal. Die meeste van ons ook. Ons sê graag vir mense dankie, want ons sien dit tog as goeie maniere. Ek herhaal dit baie meer spesifiek aan my dogtertjie wat 2 jaar oud is. En elke keer wanneer ek vir haar iets gee, hou ek dit eintlik so 'n bietjie terug en wag dat sy dankie sê en dan baie keer kyk sy my so 'n bietjie verstom aan, asof ek besig is om mal te raak, want sy het dan vir my gevra vir iets en ek gee dit dan vir haar, maar as sy dit nou wil vat, dan hou ek dit terug. En baie keer moet ek dit herhaal. Sê dankie. Hoe sê mens as iemand iets vir jou gee? Sê dankie. Dis al so deel van my wees. Ek dink buiten vir ek's lief vir jou of amen, is dit seker die frase wat ek die meeste al hierdie jaar herhaal het. Omdat dit deel is van die goeie maniere wat ons graag ook vir ons dogtertjie wil leer. Goeie maniere is deel van ons samelewing ook. Elkeen van ons is van jongs af geleer om ook dankie te sê. Dankie vir dit wat ons het. Dankie vir dit wat jy vir my doen. Dankie vir dit wat jy vir my gee. Daan het laasweek so 'n bietjie verwys na die idioom stank vir dank, waar daar 'n negatiewe koppeling ook daaraan kan wees. As mense nie dankie sê nie, dan raak ons sommer kwaad, want hulle het nie goeie maniere nie. Hulle is nie dankbaar vir dit wat ek vir hulle gedoen het nie. Dankie is vandag ook 'n opdrag. Laasweek het Daniël ons genooi om hierdie geskenk van dankbaarheid te ontvang en daarin te leef, maar vandag se teksgedeelte gee ons 'n
ander perspektief. Dit kom maak hierdie geskenk van dankbaarheid nog dieper, om vir ons te sê, wanneer ons in hierdie dankbaarheid wil leef, wanneer ons hierdie geskenk ontvang van die Here af, dan vra dit meer van my en jou. Dan is daar hierdie opdrag wat sê, wees altyd dankbaar. Begin dit inoefen in jou lewe in. Daar is 150 teksgedeeltes in die Bybel, wat baie spesifiek gaan oor dankbaarheid, oor hoe 'n lewe van dankbaarheid lyk. Daar is bietjie meer as 30 tekste van hierdie 150 wat 'n baie direkte opdrag is, wat sê jy moet dankbaar wees, jy sal dankbaar wees. En dan dink ons, maar dankbaarheid is eintlik mos iets wat van my binneste af kom en uitvloei na die wêreld toe. Hoekom hoor ons hierdie teksgedeelte sê vir ons, jy moet dankbaar wees, wees altyd dankbaar, amper soos wat ek vir my dogtertjie sê, wees dankbaar, anders hou ek terug wat jy vir my gevra het. Hierdie teks kom sê vir ons, wees altyd dankbaar, want ons eintlik bietjie meer daar agter as net hierdie voorwaarde, wees dankbaar of. Dit kom nooi ons om meer van God te ontdek, wanneer ons hierdie ingesteldheid het, wanneer ons hierdie uitnodiging aanvaar van dankbaar wees. Nou ons herinner mekaar wat die konteks is van die brief wat Paulus aan die gemeente in Kolosse skryf. En ons sê vir mekaar, Paulus is eintlik in die tronk. Hy het nog nooit hierdie gemeente voorheen besoek voordat hy hierdie brief vir hulle geskryf het nie. Hy ken hulle nie. Hy het ook nie die gemeente daar gestig nie. Een van sy medewerkers het die gemeente daar gestig. En hierdie medewerker kom na Paulus toe in die tronk. En hy vertel vir Paulus wat besig is om te gebeur daar in Kolosse. En hy sê vir Paulus, oor die algeheel gaan dit eintlik baie goed. Die mense kom kerk toe, die mense is deel van die geloofsgemeenskap, maar daar is so 'n paar uitdagings onder ons gelowiges, wat maak dat hulle soms wegdraai van God af. Wat maak dat hulle soms wegdraai van God se wil af. En hy vra vir Paulus om hierdie brief te skryf as aanmoediging. Aanmoediging vir hierdie gemeenskap van gelowiges om te volhard met hulle geloof. Te volhard in dit wat hulle glo, selfs wanneer die druk van buite afkom, selfs wanneer daar ander afgode is, dinge wat hulle eerder in daardie rigting wil trek, en Paulus skryf dan hierdie brief. Hy skryf hierdie brief aan die gemeente in Kolosse, sy medewerker vat die brief terug, en hy gaan dra dit dan voor aan die gemeenskap. So die brief begin dan om vir die mense te verduidelik wie God is, hoe God werk, wie die mense is, en dat Christus hulle almal vrygemaak het, vry van die sondelas. So hoofstuk 3, waaruit ons perikoop ook vir vandag kom, begin dan heel eerste om die volk, die gemeenskap van gelowiges te herinner wie hulle is en wie God is. Die hoofstuk 3 begin deur te sê, julle het saam met Christus uit die doodheid opgestaan. Julle is nie meer slawe van die sonde nie. Julle het hierdie nuwe werklikheid, hierdie nuwe lewe waarvan julle deel kan wees. So dit herinner hulle, daar was iets anders. Daar was 'n ou lewe. Maar deur Jesus Christus se kruisiging, deur sy opstanding uit die dood, deur sy opvaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, maak hy ons as gelowiges, as sy volgelinge, deel van daardie opstanding. Wat beteken, ons kan kies teen sonde. Ons hoef nie as slawe van sonde gesien te word nie. Ons is vrygemaak daarvan. Die dood het nie meer mag oor ons lewe nie.
ons kan kies om God te volg. En dan gaan hy dan oor en sê, daarom, omdat julle vrygemaak is, omdat julle die nuwe lewe in en deur Jesus Christus het, daarom trek uit jou ou klere, jou ou, vuil, verslete klere, jou klere wat jou terugtrek in die wêreld in, en afgode in, en in versoekings in, trek dit uit, want jy is vrygemaak. Trek dan hierdie nuwe klere aan, wat vir jou moontlik gemaak is, deur Jesus Christus. Jy's 'n nuwe mens. Dis amper asof Paulus in hierdie brief skryf, trek jy nuwe klere aan, want jy is skoon gewas. As jy skoon gewas is, gaan jy tog nie weer die ou, vuil klere aantrek nie. Jy gaan skoon klere aantrek. Dit gaan 'n teken wees van hierdie verbondenheid wat jy met Jesus Christus het. En omdat jy skoon gewas is, omdat jy hierdie nuwe klere aan het, daarom moet jy op 'n sekere manier leef. Moet jy op 'n sekere manier God volg. Moet jy wegdraai van die afgode en die slegte dinge. Ek lees dan graag weer vir ons teksgedeelte vir vandag, wat sê, onthou, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie, baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het. Moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dit is so die gemeenskap van gelowiges, julle wie vrygemaak is. Dit is hoe julle lyk wanneer julle by mekaar is, dat julle goedgesind sal wees teenoor mekaar, dat julle meelewend sal wees, dat julle mekaar sal vergewe. Nie net op 'n Sondag, wanneer ons hier by die kerk by mekaar is nie. Nie net wanneer ons saamwerk aan die bazaar se reëlings en om al daardie dinge in plek te kry nie. Maar ons elke dag lewe. Die manier hoe ons met mekaar omgaan, moet getuig van die feit dat ons skoon gewas is. Moet getuig van die feit dat God ons vrygemaak het. Want as ons die hele brief van Kolossense moet opsom, sal ons eintlik vir mekaar kan sê, dat geen deel van 'n gelowige se lewe onaangeraak bly, wanneer hulle die liefde van God beleef en ervaar hoe dit hulle vry maak nie. Dis eintlik wat Paulus in sy hele brief aan die gemeente skryf, en sê, niks van jou lewe is meer dieselfde nie. Daarom trek uit die ou klere. Beweeg in hierdie nuwe realiteit in. En dan belangrik, sê hy ook, leef dan soos mense wie reeds vrygemaak is. Leef in die hede soos mense wat reeds iets van die nuwe Jerusalem beleef. Leef soos mense wat vrygemaak is. Vers 15 sê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Hier vind ons hierdie opdrag, omdat ons daardie uitnodiging van laasweek ontvang het, omdat ons wil leef in hierdie geskenk wat God ons kom gee om dankbaar te wees, nou moet ons dit inoefen. Wees altyd dankbaar. Dis nodig dat ons vir mekaar gereeld sê dankie. Sê dankie. Wees dankbaar vir dit wat God vir jou kom gee. In hierdie
afgelope jaar tot nou toe, sê maar 9 tot 10 maande, dat ons baie intentioneel ons dogtertjie leer om te sê dankie, het dit ook begin gebeur. Dat sy vir my sal sê, mamma, sê dankie. Sê dankie. Ons het nodig om mekaar te herinner hoe dit lyk om in dankbaarheid te leef. En hierdie opdrag van wees altyd dankbaar, sê vir ons, ja, dit is 'n gevoel wat van binne af kom, omdat ons weet wie God is, omdat ons weet wie ons is, en omdat ons weet dat God ons vrygemaak het, kom hierdie dankbaarheid van binne af. Maar as ons nie mekaar gaan herinner, gereeld, dat ons moet dankie sê nie, dat ons dankbaar moet wees nie, dan verval ons terug in ons ou vuil klere. Dan verval ons terug in ons ou manier van dinge doen. Dani het laasweek genoem dat daar 3 dinge is wat eintlik daartoe bydra dat ons dankbaar kan wees en in dankbaarheid kan leef en hierdie geskenk kan ontvang. En eerstens het hy gesê, dis belangrik dat ons moet besef wie ons is, ons sonde besef moet hê. Ons moet begrip ontwikkel vir die feit dat elkeen van ons sondig is. Dat niks wat ons doen ons saligheid gaan bewerkstellig nie. Maak nie saak hoeveel goeie dinge teenoor slegte dinge ek doen nie. Ek sal nooit hierdie ewewig kan bereik deur dit wat ek self gedoen het nie. Dis omdat God groter is. Die tweede punt het hy gesê, omdat God groter is. Dat God ons verlos het deur sy genade. En dit moet ons besef. So eerstens, ons moet besef wie ons is en ons sonde. Ons moet besef wie God is en dat God ons deur sy genade vrymaak. En dat ons daai prentjie saam sien, kan ons nie anders, die derde punt, as om in dankbaarheid te leef en God se naam groot te maak en God te prys vir wie hy is nie. Dit alles vorm deel van hierdie sirkel van dankbaarheid, maar ons het nodig om dit ook vir mekaar te sê. Ons het gelowiges nodig om saam met ons op reis te wees, wat gereeld ons herinner wie God is, wie ons is, en waartoe dit ons dan lei. Want vers 16 sê dan, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Die geskenk van dankbaarheid wat ons ontvang en waarin ons leef, kom herinner ons dat ons lofliedere tot eer van die Here kan sing, vanuit ons dankbaarheid uit. En soos ons hierdie lofprysingsliedere sing, tot eer van God, kweek dit weer eens hierdie dankbaarheid in ons eie lewe. Ek wil afsluit deur 'n storie te vertel van iets wat my gehelp het om dankbaarheid te kweek in my eie lewe, en dis iets wat ek baie keer eintlik in val. Dis iets wat ek baie keer maar vergeet om te doen. Maar dit help mense so 'n bietjie om net 'n ander ingesteldheid te hê. En dit is 'n storie, ek dink ek het dit al in die gemeente ook vertel, en ek het al by die kerkkantoor tydens personeelvergadering dit ook vertel. Maar ek wil dit vandag weer deel. En dit is, ek het 'n boek gelees oor 2 vriende wat saam op reis is. En hulle het vir mekaar gesê, elke keer wanneer hulle mekaar gaan sien, hulle het mekaar redelik gereeld gesien. Elke keer wanneer hulle mekaar sien, gaan hulle vir mekaar vra, waarvoor is jy dankbaar? In plaas daarvan om te vra hoe dit gaan. En elke keer wanneer hulle dan reageer oor waarvoor jy dankbaar is, moet jy onthou wat die vorige goed was, want jy mag dit nie weer sê nie. So elke keer moet jy iets anders sê
waarvoor jy dankbaar is. En dit het hulle gehelp om 'n ingesteldheid van dankbaarheid te kweek, want as hulle geweet het hulle gaan mekaar weer sien, is hulle op die uitkyk vir dinge waarvoor hulle dankbaar kan wees, want hulle weet hulle moenie dieselfde ding weer en weer en weer sê nie. Want as ons eerlik met mekaar is, as ek nou vandag vir jou moes vra, waarvoor is jy dankbaar? Sou daar so 4 of 5, 6 algemene dinge dalk uitgekom het. Ons gesondheid, die feit dat ons kon opstaan vandag, die feit dat ons dalk kan beweeg, die feit dat ons 'n huis het, dat ons kos het om te eet, en moenie verkeerd verstaan nie. Dis verseker goed waarvoor ons ongelooflik dankbaar moet en kan wees. Maar dis deel van ons alledaagse lewe. Dis nie dinge wat ons uitdaag om opnuut te kyk nie. So as ons 'n tree dan moet teruggee en onsself moet vra, waarvoor is ek dankbaar wat ek nie al genoem het nie. Dinge waaroor ek nie noodwendig oor nadink nie. Wat sal dan die dinge wees wat ek sê ek voor dankbaar is? Dit help my om God raak te sien. Te sien hoe God in die alledaagse dinge ook besig is. Ek is dankbaar vir my dogtertjie wat my leer om dankie te sê. Ek is dankbaar vir 'n nag wat ek kon deurslaap, wat ek nie normaalweg kan doen nie. Wat is die nuwe dinge waarvoor jy dankbaar is? Ek wil jou 'n oomblik gee om so 'n bietjie daaroor na te dink. Dinge wat jy dalk nie noodwendig elke dag sal sê nie. Waarvoor is jy vandag dankbaar? Ek gee so 'n oomblik daarvoor. Wanneer ons hierdie opdrag van wees altyd dankbaar ontvang, soos ons ook die geskenk van dankbaarheid laasweek ontvang het, dan nooi dit ons uit om met nuwe oë te kyk, met nuwe oë raak te sien waarmee God besig is. Mag jy met nuwe oë raak sien wie God is, raak sien wie jy is, en met lofprysingsliedere eer tot die Here sing, omdat hy die goeie God is, wat ons nooi in hierdie lewe van dankbaarheid. Amen. Here ons God, ons raak baie keer so verstrengel deur die moeilike van die lewe. Ons raak so uitgedaag deur die druk van buite, dat ons soos die gemeente van Kolosse maar baie keer wegdraai van u wil af. Dat ons ingee in die sondige lewe in. Dankie dat ons opnuut herinner is, dat ons saam met Christus uit die dood uit opgewek is, dat ons kan kies teen sonde. Dankie dat dit vir ons moontlik is en Vader, ons kom vra vergifnis vir die kere wat ons dit nie kies nie. Help ons Here dat soos ons deel is van hierdie geloofsgemeenskap, dat ons mekaar sal uitdaag en sal uitnooi om in hierdie dankbaarheid te leef. Juis sodat ons u liefde vir mekaar kan leef, dat ons eensgesind kan wees, dat ons in blydskap kan leef, vredelewend sal wees, mekaar kan vergewe, omdat ons reeds vergewe is, omdat ons dit reeds alles in u vind. Here, gee ons nuwe oë, geloofsoë,
om na die wêreld te kyk en 'n nuwe dankbaarheid te kweek vir wie U is, vir wie U mense gemaak het om te wees, dat ons saam tot eer en verheerliking van U naam kan sing. Ons loof en ons prys U vir hierdie gemeenskap van gelowiges. Amen. Ek herinner julle graag daaraan dat ons volgende week Sondag, die 19de Oktober, 'n gesinsdiens hier by die gemeente gaan hê. So as jy in Grootbrak is of hier naby is, wil ons jou regtig graag nooi om saam met ons deel hiervan te wees. Ons gaan die kindertjies in die gemeente hê, hulle gaan saam met ons dans en ons gaan saam die Here se naam groot maak, maar ons wil regtig graag almal nooi om deel van hierdie gesin te wees, hierdie geloofsgemeenskap, waar ons van jonk tot oud almal saam deel gaan wees van hierdie erediens. So kom geniet die 19de Oktober, die gesinsdiens saam met ons. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou en lei jou om met nuwe oë na God se skepping te kyk en in dankbaarheid te leef. Amen. Goeiemôre. Afkondigings vir vandag NG Kerk Groot Brakrivier 12 tot 19 Oktober. Sondag 12 Oktober 2025, prediker Dominee Shanay Viljoen. Andre Du Plessis van die Gideons besoek die gemeente. Geen kategese, maar wel kleuterkerk in die konstorie. Spesiale offer vir die Gideons by die deure. Dit sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal welkom. Groenkloof-preek om 10:00, Dominee Shanay Viljoen. Maandag 13 Oktober heropen die skole. Dinsdag 14 Oktober, die kerkraad vergader om 1800 uur in die kerksaal onder voorsitterskap van Willem de Pre. Ons vra asseblief u voorbidding vir die spesiale kerkraadsvergadering. Dit is alles betreffend die standplaasverwisseling tussen Dominee Daardie Goosen en Dominee Leon Cronje van NG Stellenbosch Welgelegen Gemeente. Woensdag 15 Oktober, kooroefening by die orgel om 16:45. Daar's Marida se telefoonnommer vir u ook, 082 471 0751. Alle belangstellings welkom. Sondag 19 Oktober. Gesinsdiens om 9:00. Dominee Dani Goosen sal dit lei. Biddag vir gesondheidsdienste. Daar sal kategese wees, kinders woon die gesinsdiens by, saam met ouers, die kategete en die kleuterkerk. Met ander woorde, geen aparte klassies vir die kategese nie. Spesiale offer vir gemeente instandhoudingsfonds by die deure. Dit sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal welkom. Groenkloof-preek om 10:00 digitaal. Gebedsontbyt geopende deure. Saterdag 18 Oktober om 9:00. NG Gemeente Hartenbos bied dit aan. Kom geniet 'n heerlike boereontbyt teen R70 per persoon en bid saam vir ons vervolgde broers en susters vir wie geopende deure werk. Die spesiale gas gaan Henk Toute wees. Bespreek jou plek by die kerkkantoor 044 695 0440 of by Dominee Johan Engelbreg 082 372 6729. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Die leraars besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdag en Vrydag
is die kerkkantoor oop tussen 8:30 en 12:30. Ons bedieninge, ons getuienisbediening, wolwedans, boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek, om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die datums vir die 4de kwartaal is 22 Oktober, 5 en 19 November en 10 Desember. Behoeftes vir die getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Ons benodig ook asseblief tweedehandse selfone in 'n werkende toestand vir ons wolwedans uitreikwerkers. Indien jy het om te skenk, kan jy dit asseblief tydens kantoorure by die kerkkantoor afgee of kontak vir Alicia 084 783 1308 om dit by u af te haal. Die getuienisbediening sê baie dankie aan al die gemeentelede vir hulle skenkings om die dagsentrum vir die 60-plussers in bedryf te stel, as ook die skenker van die 1 selfoon wat ons reeds ontvang het. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand wat nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak asseblief vir Corrie Pieters 082 327 9527. Die omgeebediening het ook weer hulle projek vir gevulde koffieflesse vir Kersfees. Dis weer sulke tyd, 'n geleentheid om 'n ontvanger van ons kospakkies met 'n geskenkbottel te verras. Leë koffiebottels wat versier kan word, is in die omgehouers in die voorportaal. Vul dit asseblief met iets soos lekkers of koekies. Bind dan 'n klein geskenkie, byvoorbeeld 'n vatdoek buite daaraan vas en plaas 'n boodskapie binne-in. Handig by kerkkantoor, terug in die houer voor einde November. Baie dankie vir almal wie so getrou kruideniersware skenk vir ons omgehouer voor in die kerk. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies. Ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Kontak vir Rihanna Priers 081 039 8853. Riet Jansen van Rensburg 082 928 9625. Aktiwiteite. Die SS gemeentekonsert Vrydag 24 Oktober. Die plek is die kerksaal en die tyd is 1800 uur. Ons kan die opgewondenheid en afwagting in die lug aanvoel. Hulle weet verseker nie wat ons weet nie. Die dankfees se storie vertel en ander stuitighede konsert is om die draai. Skryf by die kerkkantoor in as jy jou talent wil inspann as deel van ons gemeentepret. Ons het reeds inskrywings van storievertellers, die jeug, jongmanne, kerkraad, ons dominees, tronkvoëls en ander. Sien jou daar. NG Kerk Groot Brakrivier se dankfees is Saterdag 25 Oktober, 8:00 tot 12:00. Dankfeeslyste sirkuleer tans. Bydraes kan ook by die kerkkantoor of deur die internet inbetaal word. Enige bestanddele is ook baie welkom. Dui dit asseblief op die lys aan of kontak die betrokke persone. Die bestanddele moet asseblief 'n week voor die gemeentefees by die betrokke saamroeper
of by die kerkkantoor ingehandig word. Ons rekening is NG Kerk Grootbrakrivier, FNB, rekening nommer 5308 3186 511. Die takkode 210314. Indien nie 'n EFT gedoen word, moet u dit asseblief as D-fees en bloknommer en van merk. Indien u graag wil betrokke raak, 'n skenkel wil maak, kan u asseblief die volgende persone kontak. Roosterkoeketafel, kole en konfyt. Vars van die kole, vuurwarm stoom trek lekkerte, soos net 'n roosterkoek kan wees. Heel plain R20, konfyt R25, kaas R25, konfyt en kaas R30 elk, hoendermayo R30 elk. Enige bydrae van tuisgemaakte konfyt sal waardeer word. Pieter van der Merwe 082 920 2662. Die wit olifanttafel, skatte en snaaksighede, kommervrye koop met reuse winskoopies, iets vir elkeen. Skenkings welkom by lokaal 6 op Maandag, Woensdag en Vrydag. Annelien de Swart kan gekontak word vir hierdie tafel 082 495 5011. Die boektafel, kom stiffel rond tussen pragtige tweedehandse boeke, lees en lag en leer. Skenkings is baie welkom by die kerkkantoor, Maandag, Woensdag en Vrydag. Ook by Annelien de Swart 082 495 5011. Dan het ons 'n smullekker nageregtafel. Ons noem dit die soet sondes. Nog steeds die beste in die Weste. Puddings en nageregte teen net R18 per bakkie. Ons benodig asseblief koue of gebakte puddings, bokse vla, hande om te help skep. Roomys en foliebakke is beskikbaar. Dirk en Dorette Visser hanteer hierdie tafel 082 416 3281. Dan die heerlike curry en rystafel. Sy naam gee ons as curry 'n bietjie geurig en vol huislike smaak. Ouma sou trots wees. Ons benodig asseblief 8 pakke, 1 kilogram, mixed vegetables. Skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word. R40 vir 'n lekker groot porsie. Barbara Gericke neem hierdie leiding 082 411 122 of Corita de Pre 084 265 9487. Dan ons baie gewilde Susati tafel. Sy naam Stok en Smil. Ons skakel hoenders om in 'n feesmaal op 'n stokkie. Perfek gebraai en propvol geur. R18 per Susati. Indien jy lief is vir braai en 'n handjie wil bysit, kontak gerus vir Eddie. Sy nommer 082 920 1829. Dan kom ons by ons gewilde Jaffles, R25 elk. Kom geniet ons kraakvars Jaffles met geurende maalvleis vir oud en jonk. Wenk, hierdie Jaffles kan gevries word, kan skoolpouse 'n lafenis wees en bejaardes 'n maaltyd soos van ouds. Kom koop en geniet. Annetjie Jansen van Rensburg is hierdie leidster 082 871 0927, as ook Corrie Pieters 082 327 9527. Dan ons immer gewilde koek en klets teetuin. Kom sit onder die sambreel en geniet 'n koppie tee of koffie met 'n stukkie vars gebakte koek. Ons benodig skenkings van koeke, terte en ander gebak. Die koffie en tee sal teen R15 verkoop word, die koek teen R20
Kontak vir Michelle Roon 064 674 9756. En dan ons baie lekker ou pannekoektafel, strooi en rol noem ons hom. Ons pannekoeke is sag, warm en vol geur. R6 elk. Ons benodig asseblief eiers, meel, olie en suiker. Piet Snyman kan gekontak word. 082 297 3476. Elsabie Richards kan ook gekontak word daarvoor. 082 887 6712. Ons nodig altyd ekstra hande by hierdie tafel. Groentetafel. Kraakvars natuurlekkers noem ons dit. Vars uit die tuin. Gesond, geurig en geen preserveermiddels. Kontak vir Renay Foster 082 338 236. Jam, dis ons kindertafel. En jam staan vir Jesus and me. Treintjie rit, R5 per rit. Dunk tank, 5 vir 2 gooie. Springkasteel, eenmalige R10. Tombola, kom geniet jou gate uit. Ons benodig asseblief geldelike bydraes, lekkers en oulikhede om op die dag by die kindertafel te verkoop. Tanya Heath kan gekontak word 066 232 6704. Dan ons vleistafel. Ons benodig asseblief skenkings van vleis. Indien u hier wil betrokke raak of op die dag help met die bemanning van die tafel, is u welkom om vir Adolf Jonker te kontak. 082 563 1927. Lewerkoekies, slegs vir voorafbestelling en om Saterdag net af te haal. Groot 9 cm deursnit teen R10 elk of 6 vir R50. Bestelling sluit Maandag 20 Oktober. Dit vries baie goed. Corrie Pieters 082 327 9527. Mag my gebed standhoudend voor U wees soos reukwerk, die ophef van my hande soos die aandoffer. Psalm 141 vers 2. Ons bid vir Feba Radio Suid-Afrika. Tajikistan is die plek waarvoor ons bid. Tajikistan is die kleinste staat in Sentraal-Asië en meer as 90% van sy bevolking beoefen Islam. Godsdienst word streng gereguleer en Christene mag nie hulle geloof persoonlik of op skrif deel nie. Feba se aanbieders gebruik stemwisselaars om hul identiteit te verbloem wanneer hulle God se woord in kort Bybelprogramme deel. Hulle het ook onlangs 'n tienerprogram op sosiale media begin. Ons gebed vir die week. Bid vir God se beskerming en moed, waar Feba Tajikistan die evangelie verkondig en vra hom om herlewing in hierdie land te bring. Die webwerf nggrootbrak.co.za 12 Oktober 2025. Alles wat jy op ons webwerf gaan kry is die erediensbediening, die skakel na die YouTube erediens van 12 Oktober, gelei deur Dominee Shanay Viljoen, is beskikbaar. Bybelstudiereeks, die skep asem vir vandag, 'n heerlike begin vir elke dag. Vind die weeklikse stof tot nadenke, goed en goedheid. Gemeentenuus, oorsig van Klip 50 Oktober, kunsgeleentheid is op die webtuiste. Die weeklikse afkondigings is ook op die webtuiste, indien u wil seker maak van enige iets. Ons leraars, Dominee Dani Goosen, Dominee Shanay Viljoen. Adres Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Die telefoon ons kerkkantoor is 044 620 2205. Die webwerf adres https://www.nggrootbrak.co.za.
Ons dank U vir U volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here in ons gemeente.